na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers ophou maal, omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer die deure na die straat toe toegemaak word, die geluid van die meeuw doof word. Dit is die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die springkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Dit is die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op die straat rondgaan. Die tyd wanneer die silverdraad afgebreek word en die goue kruid breek. Die kruid by die fontein stukkend breek en die wiel by die put stukkend val. Dit is die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer. Ons slaan ons oor op daardie waarheid. Waar vandaan sal daar vir ons ook in hierdie tyd krag kom, uitkoms kom. O Here, dankie dat ons weet, ons hou kompanie, ons troos, ons genesing, ons heling, dit alles kompanie, wat hemel en aarde gemaakt het. Halleluja, ons prys die naam. Amen. Ons gaan nou die eerste lied sing. Kan die woorde op die skerm volg.
idee te gee van waar dit nou gaan, gee ons eerst vir Almere en Lorenzo gaan ons begin daarmee, en dan is dit ook open uitnodiging. Enige ding wat ek sal kon sien, kom bydra, as 'n herinnering, as 'n nadenk, as 'n verhaal, 'n storie, vir Koenie se lewe wat hy vir ons kom deel, is hy baie welkom. En ek kan begin baie dankie. Ek sal vir oom Koenie onthou vir die liefde wat hy gehad het vir God en die mens. Hy was definitief, en ek geloof, allemaal sal saam met my stem, 'n Galasiërs 5 vers 22 tot 23 mens. Die vrug van die Gees het hy in sy lewe gehad. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control, faithfulness. Dis al die karakteristiek wat hy gehad het. En ons allemaal kan eindelijk gebeur op verwaar. Hy het gehad van goud gehad. Ek is maar in sy leven. Maar vir my was hy soos 'n pa vergeet het my kleinkind Jalen. Hy is nou 'n jaar en 9 maande. Was hy soos 'n pa geweet. Toe hy begin loop, en sy trek hy vir my, hy wil na oom Koenie se huis toe gaan. Hy wil nie ander plek, hy trek my na oom Koenie se huis toe. Ja, en oom Koenie het baie mense se gras gesny. En in Pyrovallei, hy het ons gras op gesny. En hy het so min gevra, ek en my man, later besluit, ons kyk self die prys op, man. Hy vraag te min, en hy doen so 'n goeie job. So, ja, dit was om toen hy altyd ander mense se belange op die hart gedra. En syne laaste gestel. Voordat ek afgetree het, was daar wat ek van die huis af gewerk het, dan hoor ek hoe sê aan Bertha en Koenie vir die mense wat buiten te hard praat. Julle, alweer 'n week? Al hoor ek van hier die venster. Nou so omgee mense was hulle, regtig waar. En die skielike heengaan van oom Koenie het my net weer eens laat besef dat ons elke oomblik wat ons het met mekaar moet waardeer. 'n Mens weet nooit wanneer dit dalk die laaste gesprek is met 'n geliefde. En onthou mense spyt altyd te laat. Toe my skoonsis hoor van oom Koenie se afsterwe, toe sê "Ai, my sis, nou raak jou kerstafel daarom al hoe minder, nee." So ek gaan hom beslis baie mis. Ons het baie gesprekkies gehad. Nee, regtig waar. As ek so uitgaan met voordeel, en dan kyk ek altyd na die linkerkant toe. Waar sit hy op die stoepie? En nou die weer, is so, die mag gaan gewoonte. So ek gaan hom regtig gaan mis. So ek wil net sê, vaarwel oom Koenie, tot ons weer ontmoet. Met baie liefde van jou persoonlike assistent, soos hy en aan Bertha my altyd genoem het, Almere. Baie dankie. Goeiemorgen, en weet nie waarom te begin met die boodskapie van vandag van oom Koenie. Ek die boom mag geleer ken deur iemand anders te. En so met verloop van tyd, tot Anthony en Bertie nog gelewe, dus het nou, is amper soos my maanpaard. En ek sal altyd onthou, waar dit twee is op my eie ouers, wat ek ook verloor in 2010 en 2014. En ek kan onthou, wat ons al gegaan het,
ek en oom Koenie en Tannie Bertie gaan ons Houtpaai toe, of was in Velder, in Ganspaai, en al die plekke wat hulle nou wil gegaan het, wat ek wil gaan herken het, miskien dat ek nog in my geheim, maar my fone was gestil toe, seker 3 jaar terug, met al die fotootjies wat ek geneem het daai tyd. So, ek sal ook goed net, want daar was 'n persoon wat, hy was baie sagge aard, nederig, en hy het niemand en ek, hoe kan ek sê, kwaad aangetoon eindelijk. Soos ek sê, die dag, in die oggend, as ek by my Koenie kom, en as hy miskien nog aan die kombuisfeesdag, of in die middag, of in die aand miskien, dan sê my Koenie, hy mag 'n goeie nagrus, dan sluit ek nou die deur toe, dan gaan ek nou terug, voel toch maar morgenoggend, as my Koenie nou weer, nog sy pyjamas aan, of dan sê my Koenie, maar, wat gewoonlik op 'n donderdag, dan gaan ek sê palletjies tot by die apteek, en voel toch die huisdokter, die apteker, allemaal was bykie gestopt door die release hoor van my Koenie, en ek was nou gister by die wimpie, van Sondag na kerk, en gaan, as ons op pad huis kan, sê my Koenie, nee, ons gaan eens op bykie wimpie toe, dit is amper soos een ontbijt wat ons moet gaan saam eet, so ek sal dit eindelijk mis in die loop aan die jare nog, maar verder is, ek kan net goed praat van Auntie Bertie en van oom Koenie, wat die lewe toe wat hulle gelei het miskien, maar verder, dus ek moet ons anders een paadjie ene wat ons maar moet loop om afskeid te neem van die persoon wat hy so geheg geraak het aan, maar baie dankie, ne? Los, baie dinge Zijn er iemand wat graag iets wil sê? Kan ek kort wees? 2 sinne? 3 sinne? Dankie. Goeiemôre, ek wil graag om die Hemelse Vader eer en dankie sê vir 'n lewe soos oom Koenie wat nederig was, al die jare toegewyd in die kerk, en as ek vrou gaan, dan sê dit gaan goed. En veral met die afsterf van sy vrou was dit baie moeilik vir hom gewees, en ons kan dit gelede dankie sê vir 'n man, 'n nederige man, toegewyde man, wat werklik probeer kom na. Ek dink onthou nog hy kan die 75 was nog vir die jeugdige aksie deelgeneem. Was 'n deel van die jeugdige aksie in 75, wat hy vir my eendag vertel. Maar baie binne in homself gepraat, uitgoed te gaan, toe sy by die kerk kom, en maar sy vrou weg is, toe het sy maat verloor. Ek dink is 'n weenwyser vir ons, wat die Here sê, in Johannes 11, vers 25 en 26, kyk, ek is die opstanding in lewe, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy op. Ons sê dankie vir sy lewe, ons eer sy nagedagtenis, en ons maak ons self gereed, om ook te gaan, waar hy nou op pad is. Dankie Here. Tot iemand? Ja? Kan ek sê dit? Ons gaan daar kyk, ons onderhoud agter, dan kan ons ook weer so gesels en saam wees, ook ons verhale en ons herinneringe met mekaar deel. So dit is nie die einde nie, en dan lekker saam gesels na die tyd. Ons gaan dan met mekaar met geleentheid gee om vir ons 'n soele gebed te sing van Koos te sien.
hemelse Vader, die ons met allerlei ken. In ons lewe is ons hemelse Vader ons enigste konstante, ons enigste onveranderlike. Gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. As ek aan Connie en Bertha dink, dan was hulle vir my en dink vriend, en die nie allemaal van ons nie, as mense, die enigste konstante. Alles om ons het oor 30 jaar of meer verander, mense verander, val weg. En Connie en Bertha, as ek aan hulle dink, was hulle altyd maar net daar. Is hulle maar net altyd, soos hulle nie begin was. Vandag meer as 30 jaar terug, was Connie die een, wat by daardie deur daarachter gestaan het, op sy pos, en dat Lena die eerste keer hier verwelkom het. En van daardie dag af, het hy nog nooit opgehou, om elke keer wat hy my sien, te vraag, en te luister na my antwoord, hoe gaan het met Lena? Daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien, en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepalings van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan, volgens die woord, omdat my oë die verlossing gesien het. Omdat ek my eie oë die verlossing gesien het, wat u gereed gemaakt het, voor die oë van al die volke. 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Ja, nou dit is so treffend. Kan jy dit sien? Die symboliek wat ons hier sien, die hoogs bejaarde Simeon, ons kom agteruit op die einde van sy lewe, wat die kindjie Jesus, hierdie ou man, wat die kindjie Jesus in sy arms neem, en aan sy hart vasdruk. En dan op daardie oomblik, is dit asof die ou Testament, die ou en die nuwe bedeling, dat met Jesus' komst waar word, dit het asof hierdie twee tydperke mekaar die hand gee. Here, laat die dienaar nou in vrede gaan, volgens die woord, omdat my oë die verlossing gesien het. Wat 'n betekenisvolle belydenis is dit nie, uit die mond van 'n afgeleefde grysaard. Die belydenis wat ek glo, en ons kan glo, ons vanoggend ook in Connie se mond kan lê. Here, laat ek Connie nou in vrede gaan, volgens die woord, omdat my oë die verlossing gesien het. Simeon verwys na homself as 'n dienaar, dis hoe hy homself noem, dis hoe hy homself definieer, 'n dienaar van die Here. Dit is later dieselfde woord wat
deur presies dieselfde woord in die Grieks wat deur Paulus en Jakobus en al die ander gebruik word. En dienaar beteken letterlik slaaf. Slaaf. 'n vernederende woord. Maar vir Simeon was dit 'n eer om 'n dienaar van die Here genoem te kan word. Simeon was getrou aan die wet en vroom staan hier. So ons kan hom voorstel as 'n eerbiedwaardige figuur vir wie die mense oral net agting en respek gehad het. Van Simeon het daar altyd 'n getuienis uitgegaan wat God verheerlik het. Hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Simeon sien ons hier, hy het geleef, sy hele lewe lang het hy geleef, het hy as toegewyde Jood uitgesien, het hy geleef op die beloftes van die Ou Testament en die profete, hy het verlang na hierdie beloofde Messias, wat sal kom, en dag na dag het hy uitgesien na Jesus se koms. Dit spreek dan boekdele van sy kinderlike geloofsvertroue. Die Heilige Gees was op Simeon. Hy was vervul met die Heilige Gees. In sy lewe het daar 'n kragtige werking van die Gees sigbaar geword. Deur die Gees gelei, het hy daarom ook net slaan opgegaan na die tempel toe. Dit sê so baie van hom, nee. Dat ons hom hier aantref, dat ons in hierdie stukkie waar ons van hom kennis neem in die skrif, dat het by die tempel is. En dit was duidelik, dat het niemand met 'n toevallige besoek aan hierdie plek van aanbidding was nie. Nee, Simeon, kom ons agter, was sy hele lewe lang toegewy, verbind aan die kerk van daardie tyd. En daarom kan hy ook bid, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan, volgens die woord. Koen was ook aan ons bekend as 'n dienaar van die Here. Dit ek by julle twee so mooi, kom ons is by julle hoor vanoggend. In die meer as 70 jaar wat God hom vir Parelvallei gemeente en gemeenskap gespaar het iemand hierdie week dit gesê, is daar byna nie 'n straat of 'n plek of 'n geleente of 'n wijk waar hy nie was nie, waar hy nie diens gelewer het nie. Ons kon die genadewerking van die Heilige Gees in sy lewe raak sien. En julle dit beskryf, met die vrugte van die Gees, dit is so mooi. In ons samenkomste hier, was sy plek met die hoogste uitsondering leeg. Ek kan daar die ene keer wat ek op Tafelberg gesneeuw het, was hy daar Sondag nie in die kerk nie. Koenie was baie trots op die dekades wat hy ononderbroken op die kerkraad gedien het. Koenie was 'n getroue voorbidder. Ons leierskap weet al, as ons net 'n bietjie huiwerig is om in te vang in die gebed, dan kan jy maar weer sal Koenie wegtrek en begin bid. Jy trek nog nie asem in, dan laat wij Koenie. Wanneer die gaan het nou vir ons doen, Berlin. Ons is werklik soveel dank aan ons hemelse Vader verskuldig. Ons kan vanoggend net in aanbidding baie voor hierdie Vader, ons Vader, Koenie se Vader, vir sy lewe van diens.
vir 'n lewe van diens, dat hy vir so lank, dit was al so lank dat ons gedink het, dit is vir altyd. En dit was het nie. Dit is altyd maar, soos Carla nou net gesing het, skare teen die muur. Here, laat die dienaar nou in vrede gaan, volgens die woord, omdat my oor, die verlossing gesien het. Dit het die bejaarde Simeon gesê, dit is my een van die mooiste prentjies in die Bybel. Hierdie Simeon, hierdie ou man, ons lees so min van Jesus as kleerter nie, daar is baie min, maar ons het hierdie prentjie, hierdie gebeure, waar hierdie ou man, die baba Jesus, die kindjie Jesus, vir 'n paar oomblikke in sy arm vasgehou het. En wat 'n ongelooflike belangrike ontmoeting was dit nie vir Simeon gewees, hier in die awandskemer van sy lewe. Simeon se geloof, se vasbyt, sy lewe van toewyding is op 'n ongelooflike wonderlike manier bekroon. Reg op die einde van sy lewe kan hierdie ou Jood die Messias vasthou. Die Messias is gebore. En nou kan hy in vrede gaan. Dit is sy eie woorde. Shalom. Skupai. Nou kan hy in vrede gaan. Dit is immers hierdie Messias wat later in sy aardse lewe verklaar het, soos Daniël net gesê het, ek, Jesus, is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, net dit, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy op sy ook. Johannes 11, vers 25. Bewus van sy naderende dood. Het Koenie ook vrede gehad. Die vrede wat alle verstand te boven gaan. Julle almal wat by hom was in hierdie laaste tyd. Wonderlik. Julle kon het sien, julle kon het self sien. Koenie het geweet, nee, geglo, dat niks, maar niks, hom kan skei van God se liefde. Daardie liefde wat hy sy lewe lang leer ken het, en dan vasgehou het, selfs nie eers die dood nie, selfs nie eers sy eie dood, sou hom skei van God se liefde. Romeine 8, vers 38. Mag dit vir my werklik vertroos en verstaan. Hierdie vrede, hierdie shalom, hierdie kinderlike geloof, en al sy invloed, wat ons by Koenie gesien het, soos ek vermoed, ons nog by enige ander mens gesien het, op hierdie aarde. Simeon, het die kind van Bethlehem, het in die kind van Bethlehem vrede gevind. Is dit nie wat ons allemaal soek nie? Vrede. Simeon het dit gevind, en hy sê dit self.
Hy sê dit nadat hy die persoon wat vrede geïnkarneer het, geword het, vir ons geword het, die vredevors, sê Jesaja, hy het die vredevors vastgehou, nadat hy Jesus vastgehou het, let nou op, wat doen hy? Hy gee terug. Hy gee die kind Jesus terug aan Maria. Hy gee hom back. Hoekom? Sodat hy nie die vrede vir homself hou nie. Net vir my nie. Nee. Hy gee dit terug. Sodat hulle, en sodat ek en jy vanoggend in ons hartseer, in ons enorme verlies, vanoggend in Jesus vrede kan vind. It is up for grabs. Neem het, ontvang het. Ontvang het as die waarheid vanoggend van Koenigsegg. Sy dit in lewe lang uiteindelik immers, as jy dit nie agtergekom het en dan jy baie stupid is. Maar sy hele lewe lang het hy dit vir ons aangegee. Het hy Jesus vir ons aangegee. Het hy Jesus het vrede vir ons, soos Simeon ook aangegee. Hebreërs 13, vers 7, lees ons hierdie aangrypende woorde. Dit is gisteraan af te kom, kan jy dit glo. Dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan jou verkondig het. Let op hulle lewenswandel, hulle lewenswyse, tot die einde toe. En volg die voorbeeld van geloof, wat hulle gestel het. Nou te nou. Vanoggend dink ons aan Koenie, wat die woord van God aan ons verkondig het. Ons let noukeurig op sy lewenswandel tot die einde toe, reg tot die einde toe. En ons gaan nie uit. En ons volg dit, hopelik. Ons volg die voorbeeld van geloof, wat hy gestel het. Amen. Ons buig die woorde en ons stil vir die Here, elkeen van ons. Ons gee geleentheid vir 'n oomblik van refleksie. Wat het ons gehoor? Wat sê die Gees van God vandag vir my? En onze Vader, dank dat Koenie die goeie wetloop van die hele hardloop het, en dat hy nooit opgegee het nie, nooit gesê het, ek gaan nie meer nie, ek gaan nie meer nie, ja, dat hy my hardloop het. En dankie dat ons ook kan getuienis wees van die paviljoen af, dat ons kon beleef, dat hy ook uiteindelik weer die onbeskryflike genade en die liefde die windstreep bereik het. Ja, nogmaals dankie, dat hy gelowig en uit volgehou het.
Jessie gaan die bedankings hanteer. Weet nie, ek gaan sê nie, maar ek sê dit maar nou gedoen, zolang dat jy kom, daar is verversingsnaarigheid, is er om die gebouw staan, is daar 2 deur en die instelling van die achterkant, waar jy kan inkom, waar jy kan help met die verversing, kopie of die afstand, is baie welkom, en dan kan jy net uitgaan en rustig buiten staan kan. Allemaal is baie welkom na die tyd. Môre allemaal. Rian, jy het so 'n gedeelte van my bedanking gesteel, maar ek gaan dit nog steeds sê vanoggend. Namens die familie het ons net die volgende bedankings. Baie dankie aan almal se teenwoordigheid hier vanoggend. En dankie ook aan almal vir die omgee, die besoeke by die hospitaal, die WhatsApp boodskapies, die foto's wat deurgekom het met updates oor hoe dit met oom Connie gaan en vir almal se gebede. Daar's ook dank aan die mediese personeel vir versorging en bystand. En dan wil ons vanoggend ook spesiale dank sê aan Lorenzo vir jou nederige, liefdevolle omgee vir oom Connie en dat jy in die laaste 2 jaar so mooi na hom gekyk het. Altyd, elke dag besoek hom gaan aflê, seker gemaak, hy drink sy pille en hy eet en dat hy elke Sondag ook hier by ons kon wees. Jy het altyd gesorg dat hy sy dokters afsprake nakom. Hy was regtig waar teenwoordig in hom Connie se lewe en hy het hom geondersteun en ons bid ook dat God vir jou sal seën vir dit wat jy gedoen het. Dan dankie ook aan God dat hy ook vir Connie gehelp het om sy wedloop suksesvol klaar te maak. As daar nou iemand is na hom en mens kan opkyk, is dit regtig om Connie en dan die werk daar. Jo, dat is amazing mense. Ons groet Connie vandag, maar hy sal altyd 'n spesiale plekjie in ons hart hê. En mag ons almal wat vanoggend hier is en ook weer op YouTube gaan kyk, soos oom Connie se lewe, positief. Hy was altyd positief. En laat ons geloof, soos Connie se, ook 'n advertensiebord wees vir ander mense. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie.